Genesis, hoofstuk 42. En Jakob het gehoor dat daar koring in Egipte was. Hy sê toe vir sy seuns, "Wat sit julle hier in Ginnegaap? Iemand het my vertel dat daar koring in Egipte is. Julle moet daarheen afgaan en vir ons 'n bietjie koring gaan koop, anders sterf ons nog van die honger." Toe vertrek die 10 ouer broers van Josef na Egipte om koring te gaan koop. Jakob het egter nie vir Benjamin, die jongste broer van Josef, saam met hulle gestuur nie. Hy was bang dat die kind iets kon oorkom. Israel se seuns het in Egipte aangekom saam met 'n klomp ander mense wat ook op soek was na koring, omdat daar ook hongersnood in die land Kanaan was. Josef het oor Egipte geheers. Hy was ook in beheer van die verkope van die koring aan die mense. Toe Josef se broers by hom kom, het hulle laag voor hom gebuig met hulle gesigte na die grond. Hy het hulle dadelik herken, maar gemaak asof hy hulle nie ken nie. Hy het hulle ernstig aangespreek. "Van waar kom julle?" En hulle sê, "Ons kom van die land Kanaan af. Ons het gekom om kos te koop." Josef se broers het hom glad nie herken nie. Josef het die drome onthou wat hy baie lank terug gehad het oor hulle. Josef sê toe vir sy broers, "Julle is beslis spioene wat daarop uit is om te sien waar die land kwesbaar is." Maar hulle antwoord, "Nee meneer, dit is nie die geval nie. Ons is hier om kos te koop. Kyk, ons is die seuns van een man. Ons het eerlikwaar gekom met opregte bedoelings. Ons is glad nie spioene nie." Josef sê toe, "Nee, julle het beslis gekom om te sien waar die land kwesbaar is." Hulle antwoord toe, "Die dienaars was 12 broers. Ons is die seuns van een man. Ons woon in die land Kanaan. Kyk, die een broer is nie meer met ons nie, en die jongste van ons broers is nog in die land Kanaan by ons pa." Josef het egter volgehou, "Ek bly by my standpunt. Julle is beslis spioene. Daar is egter 'n manier om te sien of julle die waarheid praat. Laat julle jongste broer hierheen kom. As julle dit nie doen nie, ek sweer by die Farao, dan sal nie een van julle weer teruggaan na die land Kanaan nie. Laat een van julle teruggaan na Kanaan en julle jongste broer gaan haal. Die res van julle sal in die tronk bly totdat hulle terugkom. Op hierdie manier sal ek sien of julle die waarheid praat of nie. En as dit nie die waarheid is nie, ek sweer by Farao, is julle beslis spioene." Daarop het Josef sy broers vir 3 dae in die tronk laat aanhou. Op die 3de dag het hy vir hulle laat roep en gesê, "Kyk, ek vrees God. As julle doen wat ek vir julle sê, sal julle bly leef. Kom ons kyk hoe eerlik is julle. Neem vir julle huisgesinne voedsel, maar laat een van julle in die tronk agterbly. Om te bewys dat julle die waarheid gepraat het, moet julle dan julle jongste broer na my toe bring." Josef se broers het toe gedoen wat hy gesê het. Hulle het onder mekaar gepraat en gesê, "Destyds het ons gesien hoe benoud ons broer was toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie gehoor gegee nie. Dit is hoekom hierdie dinge nou met ons gebeur." En Ruben sê, "Ek het julle destyds gewaarsku, moenie dit aan die kind doen nie. Omdat julle nie geluister het nie, word sy bloed nou van ons hande geëis." Josef het alles verstaan wat hulle tussen mekaar gesê het, maar hulle het dit nie geweet nie, omdat daar 'n tolk tussen hulle was. Josef het omgedraai en een kant gaan staan en huil. Toe hy terugkom, neem hy vir Simeon tussen hulle uit en laat hom vasbind. Hy het verder met hulle gepraat. Verder het Josef opdrag gegee dat daar graan aan hulle voorsien moet word. Elkeen se geld is ook in sy sak teruggesit en daar is ook kos aan hulle gegee vir die reis terug na die land Kanaan. Dit alles het hy vir hulle laat doen. Die broers het die sakke met koring op hulle donkies gelaai en vertrek na Kanaan. By die herberg het een van hulle sy sak opgemaak om vir sy donkie voer te gee. Bo in sy sak het hy die sakkie met sy geld gekry. Hy roep toe sy broers en sê, "Kyk, hier lê die sakkie met my geld bo in die sak. Iemand het dit teruggesit." Hulle het almal groot geskrik en uitgeroep, "Wat doen God nou aan ons?" Met hulle aankoms in die land Kanaan het hulle al hulle wedervaringe aan hulle pa Jakob meegedeel. "Die man in beheer van die land het ons van ernstige dinge beskuldig. Hy het gesê dat ons spioene is. Ons het dit egter ontken en gesê dat ons met eerlike bedoelings gekom het. Ons is almal die seuns van een man in die land Kanaan. Ons was 12 broers,
maar die jongste is by ons pa en die ander een is nie meer met ons nie. Maar hy het vir ons gesê, om te bewys dat julle die waarheid praat, moet een van julle hier agterbly. Die res van julle kan egter vir julle huisgesinne kos wegvat. Julle moet met julle jongste broer terugkom na my, dan sal ek weet dat julle die waarheid gepraat het. Ek sal julle broer aan julle teruggee en julle sal vry wees om deur die land te trek. Met die leegmaak van die sakke vol koring ontdek elkeen sy sakkie met geld daarin. Toe hulle dit sien, het hulle en hulle pa groot geskrik. Jakob sê toe aan sy seuns, dis wat julle doen, julle maak my sonder kinders. Kyk, Josef is weg, Simeon is weg, en nou wil julle vir Benjamin ook vat. Alles draai teen my. Daarop sê Ruben vir sy pa, plaas die seun in my sorg. Ek beloof pa, ek sal hom veilig terugbring. En as ek dit nie doen nie, kan pa my eie 2 seuns doodmaak. Toe sê Jakob, hy sal beslis nie saam met julle gaan nie. Hy is al een wat oor is, want sy broer is dood. Sê nou maar net daar gebeur iets met hom langs die pad. Op my ou dag sal ek aan smart sterf.